Nou vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons is die Here dankbaar dat hy vir ons opgewek het. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamsteen by vanmôre se oordeenking. U sal sien vanmôre tot en met Vrydag gaan ons praat oor die gedagte uit Openbaring 21, die Godstad as ewige tuiste vir die verlostes. En dit is 'n boodskap van bemoediging. Dis 'n paar oordeenkings waar ons u geloof kom versterk, want u sien ons beleef 'n tyd waar kinders van die Here deur geweldige stryd gaan. Ek praat dikwels met mense by die kerk, ek praat met mense wat na my toe kom vir berading, mense wat my kontak oor die selfoon, en deur die bank kan jy hoor, kinders van die Here is by 'n punt van moedeloosheid. Dit is asof die stryd net vir hulle te vel raak. En wil ek u vanmôre bemoedig dat die beste vir ons nog voor lê. En daarom gaan ons vanmôre ook kyk en tot en met Vrydag na hierdie gedagte uit Openbaring 21, en dan gaan ons ook Vrydag ons oordeenking staak dan vir hierdie jaar. U sal sien, ek gaan dan net die 16 Desember by Geloftedag oordeenking uitstuur, dan die 25ste ons Kersoordenking, en dan die 31ste Desember die oordeenking vir die ou nuwe jaar gedagte. Nou vriende, in die interim tyd kan u so 'n bietjie luister na die oordeenkings wat u oorgeslaan het. Ek weet daar's heelwat mense wat vir my sê hulle kan nie by al die oordeenkings uitkom nie, en daarom is dit ook 'n guldige geleentheid om dan in die res van Desember, waar daar 'n paar dae oop sal wees, bietjie u geheue te verfris met van die oordeenkings wat al reeds uitgestuur is, miskien vir die eerste keer te luister, en dan saam met ons te volg wat ons al reeds in die boek Spreuke hanteer het, 'n kosbare boek, die boek Spreuke, en al hierdie waarhede wat ons al geleer het, is 'n versterking vir ons siele, en is die gebed van my hart dat u ook hierdie tyd dan sal gebruik om op te vang, so bietjie hierdie oordeenkings weer te luister, as daar iets is wat u gemis het, en dan as die Here ons spaar, in die nuwe jaar sal ons wegval met Spreuke 25, en ook die Here te vertrou vir die laaste paar hoofstukke, om ons te versterk deur die geloof en die verstaan van sy woord, sodat ons toegerus kan wees hoe om te lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Nou vriende, vanmôre val ons weg. Ons lees daar uit Openbaring 21. Ons lees die eerste en die 5de vers. Ons kan eintlik die hele hoofstuk lees as ons tyd gehad het, maar terwille van tyd gaan ons die eerste en die 5de vers lees en bietjie praat oor hierdie bepaalde tema. Daar staan, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Vers 5 sê, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Nou vriende, hierdie baie besondere vertelling van die nuwe hemel en aarde vind ons in die laaste boek van die Bybel, en hier by die laaste hoofstuk van die Bybel, juis waar die Here vir ons hierdie waarheid kom leer en hierdie kosbare waarhede kom openbaar oor die nuwe hemel en die nuwe aarde, die Godstad, as ewige tuiste vir die verlostes. Nou, Openbaring 21 en 22 leer vir ons hierdie groot waarheid en sluit ook af met die oproep wat die Here sê, kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. En daarom is die gebed van my hart dat u ook hierdie as 'n bemoedigende boodskap sal sien, as 'n boodskap wat u sal versterk hier aan die einde van die jaar. U is miskien moeg gewerk, en miskien al die stryd wat u beleef in u huis, miskien met u siekte, miskien met kinders, miskien met finansies, miskien met sonde, bring u miskien op 'n punt van moedeloosheid, en wil ek u kom bemoedig dat die beste lewe lê nog voor. Ek het vir u gesê in die diens, toe ons Sondag by die kerk was, dat die man John Owen het vir die Here gevra, Here, write eternity on my eyeballs. En die gedagte is so mooi, Here, dat ek so bewus sal wees van die ewigheid en die heerlikheid wat u vir my voorberei het. As ek my oë oopmaak, as ek my oë toemaak, as ek my oë knip, dat hierdie gedagte aanwesig sal wees in my lewe. Dat daar 'n heerlikheid is wat vir my wag, waar ek in die stad gaan wees wat God opgerig het vir sy kinders, waar hy die koning sal wees, en waar daar geen droefheid en pyn ooit weer sal wees nie. Nou vriende, wanneer ons kom by hierdie gedagte van die Godstad as ewige tuiste vir die verlostes, dan sien ons, is nie net Johannes, die oudste apostel, wat hierdie waarheid kom neerpen het. Jy sal onthou, Johannes is na die eiland Patmos verban, en hy was omtrent 90 jaar oud toe hy hierdie besondere Bybelboek vir ons geskryf het. En ons sien, dit is nie net hy wat gepraat het oor hierdie heerlikheid wat vir die kind van die Here wag nie. Ons sien die ander Bybelskrywers praat van presies dieselfde. Ons dink aan die apostel Paulus, en hy skryf daar in 2 Korintiërs 4 vers 16, hy sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Hy sê, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die onsigbare dinge is tydelik, of die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons
en verlang ons om met ons woning uit die hemele oorkleed te word. Ag, is dit nie vir u kosbaar om hierdie groot waarhede raak te lees nie. Paulus skryf daar in Romeine 8 vers 18, hy sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Dit is so kosbaar as ons lees daar in 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het. Die geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop het, op hom reinig homself, soos hy rein is. Jy sien, dis die bemoediging vanmôre, dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan wees. En die Bybel sê, kyk, ek maak alles nuut. Jy sien, God wat alles geskaap het, daar in Genesis 1, is die een wat 'n einde gaan maak aan hierdie sondelose bestel, of hierdie sondige bestel, om vir ons 'n sondelose bestel te gee, waar hy as koning vir ewig sal regeer. En daarom sê Openbaring 21 vers 1 vir ons, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Wat 'n wonderlike, heerlike vooruitsig vir ons as God se kinders. Die vraag is, vriende, waarom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde? En ons weet, dis omdat sonde deel geword het van ons bestaan. En as ons kyk na die nuwe aarde, dan besef ons dat Genesis 3 leer vir ons dat sonde in hierdie wêreld ingekom het. En ons kan nie vir ewig op hierdie sondige wêreld bly nie, want ons sal vir ewig dan die ellende moes beleef het wat ons tans beleef, die hartseer, die pyn, die droefheid. Daarom sal God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom skep. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat die Bybel vir ons hierdie groot waarheid kom leer, juis om ons te bemoedig, dat ons met sekerheid kan weet, ons sal nie vir altyd hierdie hartseer beleef nie, maar dat daar iets beter vir ons voorlê. Openbaring 21 vers 2 sê, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel toeberei, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Vers 10 sê, en hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en by die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. Is dit nie vir u tot bemoediging as u dit lees nie? Jesus sê vir sy disippels toe op aarde was, Johannes 14 vers 1 tot 3, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo in my, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, so ek het vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gaan om vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Vriende, die Bybel praat van hoe hierdie stad lyk, Openbaring 21 vers 16, en die stad het vierkantig gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte, en dan praat die Bybel vir ons, dat toe dit gemeet is met die meetroede, was dit gemeet op 1500 myl, sy lengte en sy breedte en sy hoogte was gelyk gewees, en hy het sy muur gemeet op 144 el, volgens 'n mensemaat, wat die maat van 'n engel is. Nou wat beteken dit? Nou die slim mense sê dat hierdie stad het basies gelê 1500 myl, maal 1500 myl, maal 1500 myl. En vriende, in kilometer terme, 2400 kilometer, maal 2400 kilometer, maal 2400 kilometer, en wat ek vir u probeer sê, dat is oor genoeg plek vir elkeen van God se kinders, vir elkeen van sy weergeborenes. En daarom sê die Bybel vir ons so mooi, dat die boustof van hierdie muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. En die 12 poorte was 12 parels, en elkeen van die poorte was uit 1 parel. En die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. Vers 22 van Openbaring 21 sê, ek het 'n tempel nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die lam. En die stad en die son, of die maan, was nie nodig om te skyn daar nie. Waarom nie? Want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam was sy lamp. Ek wil vanmôre afsluit met Halleluja lied 340, en ons sal môre aangaan met die oordenking verder om vir u te wys wat nie in die stad sal wees nie, en wat in die stad teenwoordig sal wees. Maar Halleluja lied 340 sê, o, ek weet van 'n Godstad, so heerlik, van die stad vir ons ewig behoud. Ja, ek weet van sy mure van jaspis, en sy strate van suiwerste goud, waar die lewensboom groei in sy midde, en waar bronne van heilswater wel, maar die helfte van sy skoonheid, en luister, is nog nooit aan die sterfling vertel. Die tweede vers sê, ek weet van die heerlikste woning vir ons daar, deur die heiland berei, waar die vromes
wat hierom vertrou het, van hul arbeid en stryd rus verkry. Deur geen sonde, geen moeite of sorge, geen versoeking of droefheid gekwel, maar die helfte van die vreugde daarbowe is tog nooit aan die sterfling verdel. Is nie vir u 'n bemoediging vir u siel nie. Vriende, ons beleef nou die stryd. Ja, die Bybel sê vir ons, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, die Here die wêreld oorwin. Ek wil u vra, kyk met 'n nuwe oog na u lewe, na die stryd wat u beleef. Hef u hoof op na bo, want u verlosser is naby. Die heerlikheid van die hemel is ons voorland, en daar sal ons die heiland vir ewig aanbid. En vriende, sal ons in sy heerlike teenwoordigheid wees, vir tyd en ewigheid, deur geen van hierdie dinge gekwel, wat ons nou pla nie. Daarom stryd die goeie stryd van die geloof. Hou die oë gefestig op Jesus. Hy is die leidsman en volëinder van ons geloof. Baie groete vir u, baie seën. Ons praat weer môre verder as die Here ons spaar. Tata.